If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do. I would have stayed a little longer, held on a little tighter. Now what I'd give for one more day with you. Cause there's a wound here in my heart where something's missing, and they tell me that it's gonna heal with time. But I know you're in a place where all your wounds have been erased, and knowing yours are healed is healing mine. The only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. I know the road you walked was anything but easy. You picked up your share of scars along the way. Oh, but now you're standing in the sun. You fought your fight and your race is run. The pain is all a million miles away. The only scars in heaven, it won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven, yeah, are on the hands that hold you now. Ons weet dat God baie keer vergelyk word met 'n diamant. Twee mense kan aan dieselfde stuk kyk en net bloot gebaseer op waar jy staan of hoe die lig val van 'n verskillende hoek, sien elke mens verskillende kleure op verskillende plekke. Soos wat die lig skuif en of jy nader of verder beweeg, verander dit jou beeld en jy gaan nooit weer regtig dieselfde prentjie sien nie. Ons is wel seker dat ons na dieselfde diamant kyk, al lyk dit 'n bietjie verskillend vir ons elkeen. Elkeen se verhouding met God is anders, gebaseer op waar hulle staan in die lewe en wat hulle ervaring is. En weer eens gaan elkeen 'n verskillende prentjie van God hê. Dit is dan geen verrassing dat omdat ons in God se beeld geskape is, dat mense baie dieselfde is nie. Elkeen ken 'n persoon op hulle eie unieke manier. My pa was so 'n diamant gewees, met ongelooflike hoeveelheid kleure en fasette, en elkeen wat hom lief gehad het, het hom geken op verskillende maniere. Elkeen van ons wat sy lewe gedenk, het hom verloor op hulle eie spesiale manier. En ek is opreg hartseer oor die gaping wat hy los by elke familielid, vriend en vrou. Om 'n stukkie te deel van elkeen se pyn met die aankondiging van sy dood, sal waarskynlik een van die moeilikste dinge wees wat ek moes deurgaan. En daaroor is ek opreg jammer. Ek is jammer vir Tannie Judy se pyn, wat 'n lewensmaat en 'n vriend verloor het, en wat hom saam mee te ontdek. Dankie dat Tannie vir my pa 'n goeie lewensmaat was, vir die sagte woorde en die avontuur wat julle saam geleef het. Dit het my pa se lewe opreg verryk. Tannie was ook daar saam met hom op die einde, en ek is innig dankbaar daarvoor. Ek is jammer vir Tannie Sis en oom Dani se pyn. Hulle is van die enigste oorblewende mense wat my pa geken het van die dag wat hy gebore is. Ek is jammer vir oom Johan, Tannie Meis, Tannie Lida en Tannie Karen se pyn. Mense wat vir die eerste keer die lewe ervaar sonder my pa. Ek is jammer vir sy goeie swaars,
oom Ben wat my pa ken van Amida, oom Gert en oom Andrei, wat saam met oom Ben sy beste vriende gevorm het. Ek is jammer vir sy skoonsister, Tannie Bam en Tannie Ria, wat saam met hom kom lag, stories vertel en luister. Dankie aan al my ooms en tannies. My pa het sy familie gesien as sy vriende, en julle was sy vertrouelinge, sy raadsgewers, sy regterhande. Iemand wat hom herinner het waar sy sleutels vergeet het. Julle is wat my pa se lewe opgevul het, en is moeilik om die waarde daarvan te kan pas by soortgelyke dankie. Meer persoonlik is ek jammer vir my vrou Sharnay. Jy verloor 'n skoonpa wat jy ongelooflik gerespekteer het. Hy het jou opinie geag op die vlakke van mense wie hy sy hele lewe lank geken het. Hy het jou waardeer vir jou brein, jou intelligensie en die feit dat jy gestreef het om meer as 'n 0 op 'n kontrak te wees. Dankie vir die ondersteuning die afgelope tyd. Dankie dat ek met jou oor my pa kon gesels en dat ek kon voel het hoe jy verstaan. Ek is jammer vir my seun Rigter. Jy besef dit nie, maar jy verloor 'n ongelooflike bron van raad, wysheid en ekstra wiskundeklasse. Dankie vir jou seun en dankie dat jy kon vashou soos my pa toe ek klein was. Weet asseblief dat elkeen se pyn is uniek en terwyl ons almal saam treur, sal ek dit nooit ten volle kan verstaan nie. Weet asseblief dat ek dankbaar is vir die rol wat elkeen in sy lewe gespeel het. Die groot hartseer vir my is dat ek nooit hom ten volle sal ken in al sy fasette nie. Ek sal hom nie ken as 'n broer, 'n goeie vriend, 'n kollega of 'n lewensmaat nie. Dit is my nie te beskore nie. Ek was egter bevoorreg om hom te kon ken as my pa. My pa het nie sommer 'n foonoproep aan my geëindig sonder om vir my te sê dat ek sy trots was en dat hy lief was vir my nie. Ek het altyd gedink dis wat pa's doen en dit vanselfsprekend ervaar, totdat ek geleer het ek was verkeerd. Ek is vandag as 'n groot mens dankbaar dat ek dit as 'n normaal gehad het. My pa het altyd lewensraad en lesse gehad, vir almal rondom hom, maar hy het 'n punt daarvan gemaak dat dit by my moet insink. Moet nie die lewe se stappe probeer skiep nie. Bly nederig. Dit maak nie saak as mense jou sien as suinig nie. Spaar waar jy kan, sodat jy vrylik en genoeg kan gee waar dit nodig is. Beplan vir die toekoms. 'n Man moet kan vasbyt en onaangenaamhede kan deurstaan om te kan doen wat reg is. Kry goeie geleerdheid agter jou naam. Toyota's bly die beste karre. Jy kan vir myle ry sonder om eers na die olie te kyk. Gaan sit neer die foon en gaan byt jou vrou om vir haar te wys hoe lief jy haar het. My pa het vir my gesorg, sonder dat ek 'n dag hoef te gehoor het hoeveel ek hom kos. Ten spyte van die feit dat ek 2 grade gekry het, waarvan ek een waarskynlik nie sal gebruik nie. My pa het vrylik gelag, vrylik gekuier, vrylik soene uitgedeel en vrylik gedans. My pa het elke aand vir my en my gesin gebid. Hy het geglo soos 'n kind, maar hy het ook geglo soos 'n wyse. My God was kern tot sy wêreldsiening en hy het opreg geglo dat God hom al die voorspoed in sy lewe gegee het. Dit is 'n groot trots vir my dat my pa geglo het dat een van God se grootste seëninge aan hom gegee, my voorspoed was. Dit brand my tot my binneste om te dink dat die plek waar sy knie gestaan het, elke aand nou leeg is. My groot doel van hier af is om dubbel so hard te bid om op te maak vir die gaap. My pa was my pa. En my pyn is dat ek hom nie meer diamant van 'n mens hier op aarde as dit het nie. Dankie. Goeiedag. Dit is vir my 'n enorme voorreg om hierdie diens saam met julle te doen, vir julle te doen. Ook natuurlik is ons hier saam omdat julle 'n baie groot stuk van julle hart, 'n geliefde verloor het. En daarom wil ek ook namens NG Kerk Tuinrand en die Kerkraad, daar waar julle almal groot geword het en kategese gekry en gegee het, en hoeveel keer het
het Jan vir my gesê, hoe spesiaal is die gemeente vir hom. En ek het ook die voorreg gehad dat hy ook vir my gesê het, dat hy glo ek het 'n verandering kom maak. Nie ek nie, maar ek weet daarom as hy iemand sou kies om sy roudiens, of sy gedenkdiens, of sy dankdiens vandag te doen, dink ek tog sou dit ek wees. So baie dankie vir die voorreg. Daniel, vir jou as enigste seun van jou pa Adrian, saam met jou vrou Sharnay en klein Rigter, ons innige simpatie mag die Here regtig vir julle dra en vir julle versterk en vertroos, soos wat hy ook beloof, hy sal doen. En dan al die boeties en sissies. Ek kan nie weet hoe was daardie huis toe julle klein was nie. As ek reg getel het in my wiskunde nie altyd so goed nie, dink ek julle was 8. Want daar is mos nou 2 broers oorlede en daar is nou nog 4 sissies en 2 broers oor. So julle 8. Julle ma het seker haar hande vol gehad. Maar sis, soos julle haar noem, Annetjie het vir my daar mooi vertel dat sy gehelp het met van die grootmaak en van die taakies. En ja, ek kan net dink hoe dit om die etenstafel moes wees. En hoe dit moes wees as jy in die Bybel gelees het in die aande en al die huiswerk, wat 'n wonderlike tyd. So vir al die boeties, oom Dani, maar die oudstes, dan tannie Annetjie, oom Johan, en dan Meisie, Lida en Karen, julle is eintlik die babas, die jong sissies. Ek weet julle is baie lief vir mekaar. Nog al die jare wat ek hier is, kon ek sien hierdie familie het 'n band wat regtig gebind is deur 'n wonderlike liefde vir mekaar en 'n omgee en 'n wil om saam te wees en geleenthede saam te deel. Vir julle ook ons innige simpatie. Mag die Vader daardie stuk leemte wat julle gaan ervaar op Jan se verjaarsdag, Vadersdag, Kersfees, Oujaar, Nuwejaar. Mag die Here regtig vir julle altyd laat vashou aan die mooi herinneringe. En dan, laaste, glad nie die minste nie, eintlik die belangrikste, is die een wat vir Jan gesien het as hy opgestaan het. Jou liefde van haar lewe. Die tweeetjies, ek dink nie, ek het al 2 mense gesien wat so baie vir mekaar druk op foto's en so gelukkig lyk nie. Judy, dankie dat julle mekaar laat lag het. Dankie dat julle alles saam gedoen het. Julle het selfs deur hierdie COVID saam gegaan, deurgegaan in dieselfde gang gelê. En ongelukkig het jou ou hartse punt dit toe nou nie gemaak nie. Maar die Here, sy wees is nie altyd ons wee nie en sy plan nie ons plan nie. En sy gedagtes is bo ons. Ons weet ons almal moet een of ander tyd sterf. En daar is so baie van julle wat nou al deur hierdie virus en hierdie pandemie geraak is en self siek was en besig is nog om gesond te word. So dit het baie naby aan julle gekom. En ek is regtig jammer dat een van julle geliefdes dan ook oorlede is daardeur. En dan al die ander, die broers en susters kinders, klomp niggetjies en neefietjies. Ek weet julle was baie lief ook vir oom Jan. En mag die Here ook vir julle, al die vriende en die res van die familie troos en mag hierdie boodskap wat ons vandag gaan deel, of jy dit nou vanoggend of in die middag of in die aand gaan kyk, mag hierdie boodskap regtig ons hart raak en vir ons hoop gee en vir ons bemoedig vir die pad vorentoe. Kom ons raak rustig, haal lekker diep asem en dan doen ons 'n gebed saam. Vader, Here Jesus Christus, Heilige Gees, vandag hef ons harte op na U. As ons vra waarvandaan, sal daar vir ons hulp kom. Terwyl ons na die berg kyk wat so stil in ons
wêreld kom staan het. Die berg wat wegkruip in mense se groet en vat en mens wees. En nie net vreemde mense nie, maar ons eie mense. Familie. Die berg wat vingermerke maak op winkeltrollies en ATM knoppies. Die berg wat angs en paniek en onsekerheid in mense se harte kom bære het. Die berg wat wag staan voor ons hospitale en keer dat geliefdes mekaar kan sien en kan afskeid neem. Die berg wat maak dat geliefdes soos vandag mekaar nie kan vashou en druk en snik en roosblare op 'n kus van hulle geliefde kan gooi nie. Here, ons kyk op na die berg wat so stil in ons lewe kom staan het. Waar sal daar vir ons hulp vandaan kom? Wie gaan ons help om verby hierdie berg te kom, Here? Vader, ek dank U in die naam van Jesus, dat ek weet, wie enige berg in die see kan werp, en dit ook sal doen. Ons hulp is van die Here, wat die hemel en aarde gemaak het. Ons hulp is van Hom wat die son elke oggend wakker maak. Ons hulp is van Hom wat vir die maan sê hoe laat hy moet gaan slaap. Ons hulp is van Hom wat vir die see 'n lyn in die sand getrek het en vir die branders gesê het tot hier, maar verder mag julle nie breek nie. Ons hulp is van Hom, die Here ons God, wat die berge en die heelal in die palm van sy hand hou. My hulp is van Hom, wat weet wat my naam is, wat weet hoeveel hare daar op my kop is. Hy weet van my. Hy weet van ons bang en ons onsekerheid en ons hartseer. Dis hy wat die duisende slagoffers wat oorweldig word deur die berg, stil in sy arms toevou en hulle verseker dat hy hulle nooit sal los nie, nes hy ook met Adrian gedoen het, daardie Vrydag aand, toe hy sy laaste asem uitgeblaas het en U daar was vir hom. Dit is hy wat vir ons gesê het, dat dit in hierdie wêreld nie vir ons altyd net maanskyn en rose sal wees nie. Ja, Jesus het gesê dat dit nie altyd maklik sal wees in hierdie wêreld nie. Maar dit is ook hy wat beloof dat hy by ons sal wees vandag, môre, en totdat ons vir altyd by hom gaan bly. Ja, elkeen van ons kyk vandag op na die berg, wat so stil in ons wêreld kom staan het. Here, U gaan vir ons help om verby hierdie berg te kom. My hulp is van die Here. Die Here is my helper, nou en vir altyd. En ek dank U in die naam van Jesus Christus daarvoor. Amen. Familie, vriende, genade en vrede vir elkeen van julle. Besonder in hierdie tyd wat ons dit so nodig het. En veral ook vir elkeen van julle wat vandag na hierdie boodskap, na hierdie gedenkdiens van Jan, van Adrian, wat jy hom ook al genoem het, my liefde, oom, broer, swaar, mag die Here se seën en sy vrede vir julle meer as genoeg wees. Hemelse Vader, waar ons nou uit die woord gaan lees. Dankie vir die woord.
Dankie dat ons dit vandag kan hoor. Ja, in Afrikaans, en kan weet, dit was U wat so gepraat het. Dit was U wat so gesê het. En ons kan dit maar glo, want U jok nooit nie. En U hou al U beloftes. En U is die weg wat ons moet volg. U is die waarheid, daar's geen ander waarheid. En U is die lewe. Die lewe nou en die lewe hierna. Ek wil bid vir die familie. Ek wil bid dat U vir hulle werklik hierdie 'n vreugde diens sal maak. Waar hulle na al die foto's gekyk het, al die mooi herinneringe onthou het. En dat hulle dit steeds sal onthou. Ek glo dat herinneringe is daardie klein vuurhoutjies vir die koue alleen verlang aande en dae. Dis herinneringe die hout wat ons kan sit op die vuur van onthou, van heimwee, van mooi gedagtes wat ons koester rondom iemand wat ons verloor het. Dankie dat hulle meer as genoeg mooi herinneringe het, sodat hulle op pa, hulle broer, oom, geliefde, altyd sal onthou vir wie hy was en vir elkeen van hulle beteken het. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil graag 2 gedeeltes in die Bybel saam lees. Dit is net absoluut my 2 gunsteling gedeeltes. Een gedeelte is waar Jesus self aan die woord is, dis in Johannes 14, en die ander gedeeltetjie is in 1 Korintiërs, so Paulus het dit geskryf. En ek moet vir julle sê, Paulus was 'n fenominale man, en 'n mens kan maar alles glo wat uit sy mond uitkom. Want hy, aan die een kant was hy 'n Christen vervolger, en God het so in sy lewe ingegryp, dat alles verander het, en dat hy toe op die ou einde 'n volgeling van Jesus Christus geword het, en self vervolg is, en klomp ontberings deurgegaan het, maar nooit sy geloof verloor het nie. Die gedeeltetjie uit Johannes 14 is net voordat Jesus sou opvaar hemel toe, voordat hy sou eers gekruisig word, en dan sou hy natuurlik sterf, en met ander woorde, hy sou weggaan van sy disippels af, en hulle was nogal ontstel daaroor, toe hulle dit hoor, en Jesus sê vir hulle, julle moenie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my, en hier kom die allermooiste stuk ooit, uit Jesus se woord, se mond, in die huis van my Vader, is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, dan sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek voor te berei nie, of plek gereed te maak, sê die 1983 vertaling. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug, en sal julle na my toe neem. En ek glo dat die Nuwe Testamentiese mense het verstaan, dat Jesus gaan gaga weer terugkom, want hy het nou gesê, hy gaan terugkom. Maar hier is dit nou al 'n paar duisend jaar later, 1000, daai wiskunde, 2000 minus 33, wat Jesus geword het. En Jesus het nog steeds nie gekom, soos wat hulle verwag het, hy weer sal kom nie. Maar ek dink ek en jy weet tog nie, dat wanneer ons sterf, wanneer ons, en ons gaan dit in die tweede gedeelte saam lees, ons aardse tentwoning verlaat, is Jesus daar. Want hy is mos die goeie herder, wat sy kinders deurlei, deur daai dal van diep doodskade weer. Daai oomblik as ons sterf, en deur daai dal moet gaan, alleen. Niemand wat ek kan saamvat, wat my kan help nie, niks wat ek kan saamvat nie. Dan is Jesus daar. So hy kom om jou te haal. En Jesus sê, daar's baie woonplek in die huis van my Vader, as dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, met ander woorde, Jan se plek was gereed. As ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en ek sal julle na my toe neem. Here Jesus kom haal sy kinders. Hy was by Jan. Deur die dal van doodskade weet hy, saam met hom gestap en hom ontmoet. Ek lees dan ook vir ons die tweede gedeelte saam. Wat kom uit 2 Korintiërs, hoofstuk 4.
nie 14 nie. Vers 16 sê, om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan. En dit gebeur maar van dag tot dag. Kyk, ons vrouens weet, dis hoekom ons roompies so aansmeer en ons tissue oiltjies so vir die plooie. Uiterlik vergaan ons en dan ook met die ouderdom. Hoe ouer mens word, uiterlik is 'n mens maar daai wear and tear wat jy aan jou liggaam voel. Ek is seker die oudste boetie sal al kan kla van 'n paar uiterlike besig om te vergaan dinge, die oë wat ingee en mense gehoor, maar hoor hier innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby. Maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verre weg oortref en wat vir ewig bly. En dan hoofstuk 5 net vers 1. Ons weet dat wanneer ons aardse woning wat maar 'n tent is. Jesus het ons net vroeër gesê dat ons plek is by die Vader en daar by die Vader se huis is vir ons baie plek, 'n baie plek by die Vaderhuis en ons plek word gereed gemaak. Nou sê vers 1 van hoofstuk 5, ons weet dat wanneer ons aardse woning wat maar 'n tent is afgebreek word, soos wat Jansen ook daai Vrydag aand 9:00 sy laaste tentpen uitgetrek en het sy aardse tentwoning geval. Dan het ons 'n vaste gebou in die hemel. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God. En dit bly vir ewig staan. En ek en jy moet dit glo. 'n Gedeelte wat ek ook nou gaan bietjie na verwys is die hemel, is ons blyplek by die Vader. En ons lees ons daarvan in Openbaring. Lees ons van hoe dit daar in die hemel gaan wees. Strate van goud en opaal en smaragde. Kan jy jou dit net indink? Daar gaan nie nodig wees vir son nie, want God se glorie en sy wonderlikheid gaan skyn. En ons gaan hom dag en nag loof en prys. Ons gaan nie moeg word nie en ons gaan nie siektes hê nie. Toe het ek 'n nuwe hemel en nuwe aarde gesien. Die hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see het nie meer bestaan nie. En dan praat hulle van die heilige stad, die nuwe Jerusalem, wat van God af uit die hemel uitkom. En dan staan daar verder dat in die hemel sal daar geen meer trane wees nie. Hy sal by hulle wees, hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan, sê Openbaring 21. Een ding wat ons almal gemeen het, is 'n geboortedatum. Nog 'n ding wat ons, 'n datum wat ons almal gemeen het, is 'n datum wat vir ons eintlik onbekend is, en dit is ook maar goed. En dit is ook 'n datum wat gemaak het dat ons vandag hier saam is. Julle is hier saam, julle harte is seer, elkeen in julle eie huis. Ek hoop daar is 'n klompie van julle saam, dat julle tog mekaar kan ondersteun. Maar jy wat dalk alleen na hierdie opname kyk, voel dalk nog dat dit wat gebeur het onwerklik is. Daar was nie eintlik behoorlik tyd vir afskeid nie. Daar was nie tyd gegee om laaste kubaais te gaan sê nie. Wat gebeur het met Jan, met Adrian, is iets wat elkeen van ons mee moet gebeur, een of ander tyd, vroeër of later, iets waar ons dalk nie wil dink nie. Maar, omdat nie een van ons dit al ooit beleef het nie, dink ek, is dit so dat dit vir ons bang maak. Die onsekerheid van die dood. Omdat jy nie kan doodgaan en terugkom en kan kom vertel hoe jy dit ervaar nie. Maar ek dink tog as 'n mens 'n studie daarvan maak en bietjie gaan lees oor mense se getuies, en daar is ook beeldmateriaal wat 'n noue doodervaring gehad het, 'n naby doodervaring, is dit so wonderlik om te hoor. Daar's 'n lig. Hulle het vir Jesus ontmoet, die engele gesien, oor die rivier gegaan, na die stem wat hulle roep. Absolute vredevolle gevoel, geen angs of bangheid nie.
absolute vervulling van liefde en teenwoordigheid wat hulle nie kan beskryf nie. Maar ja, die dood het sy plek stewig kom inneem in elkeen van ons se lewe. So van die einde van 2019, hier by Maart, waar die eerste Suid-Afrikaner gesterf het aan COVID, nee. Dit was baie ver. Dit was mos eers, ek dink, in die Vrystaat of in die Kaap. En ek onthou my dogtertjie het my gevra, mamma, gaan dit ooit na ons toe kom, toe dit daar oor see was, Desember, Januarie, toe dit uitkom. Dit het vir gesê, sis, dit is so ver, moenie bang wees nie, dit sal nie na ons toe kom nie. En Maart maand, toe die eerste persoon sterf, die vra sy, mamma, gaan dit na ons toe kom? En ek kon nie met sekerheid vir haar sê, want ek het dit amper nie geglo, dat dit nader sal kom nie. Ons mense beheer ons dinge, ons kan situasies hanteer, ons kan dinge hokslaan. Ja, en 'n maand terug, 2 maande terug, 3 maande terug, het mense wat jy geken het dalk ver langs of mense waarvan jy weet iemand gesterf. En nou is dit ons mense wat sterf. Julle broer, jou geliefde. Nou is dit nie meer dalk ver nie. Dit is nou in ons skool, dit is in ons kerk, dit is in ons familie. Dit het al hoe nader gekom. Wanneer ek so na julle WhatsApp groep kyk, van al die boeties en sissies en familie en vriende, was die eerste ding wat ek opgelet het, en sommer ervaar het oor die telefoon, daardie liefde en daardie omgee wat julle vir mekaar het. En al die herinneringe wat julle deel deur al die foto's. En ja, dat die Annetjie het vir my 'n paar herinneringe persoonlik vertel wat ek nie mag uitnoem nie. Toe sy daai 2 klein seentjies waarvan een Adrian was, so help skrop en bad het. Een dat ek stil bly. Sy kan dit eendag self vir jou vertel. Ja, en soos Gert ook gesê het, Jan wat die roomys wat geval het, ek het nou al gehoor, hy gaan sê, het hy die roomys weer teruggesit en begin eet, maar dankie tog nie uit, om net daar van die brug afgegooi. Maar kan jy nou indink as iemand daar verby geloop het, en daai roomys val op hulle gesig op dit sou net 'n komiese oomblik gewees het. En Lida, wat sê hoe Adrian of Jan vir haar geterg het, dat sy daar in Laventry Laan, daar by Lavenderberg bly, en aan die verkeerde kant van die berg. En dit is ook wat ek vir Jan ervaar het. Hy was net 'n mens in wie se oë 'n mens liefde ervaar het. En alles wat hy vir my ooit gesê het, was positief. En julle weet dit nie, want hy het gesê, ek moenie sê nie, maar hoeveel keer het hy gehelp? En as iemand 'n matriekkind 'n calculator kort, dan bel Jan en sê vir my, gaan koop een, en sê vir my hoeveel kos dit, dan betaal ek dit. En so het hy baie kere, ek kan nie eens meer onthou nie, het hy altyd as daar nood was op die kerkgroep, het hy gehelp. En ek hoor op die groepie, waar ek al die mooi foto's sien, hoor en sien ek dat dit is die tipe mens wat hy was. As ek sien hoe hy sy arm deeltyd om iemand het as daar 'n foto geneem word, ek kan sien hy was 'n vat mens, en 'n gevoelsmens, en 'n omgee mens. Dit is my so mooi, daar waar hy vir Daniel vashou om die skouer. Paas en seuns het nie altyd daai verhouding nie. So ek kan regtig dink dat julle verlies groot is, en dat julle, as ek so geskok was, om van sy afsterwe te hoor, kan ek my nie eens indink, hoe julle gevoel het, en steeds voel nie. Daarom wil ek vandag graag fokus op Jan sy herinnering, sy nalatenskap. Fokus op die belangrikheid van onthou en om te bou, verder te bou op die mooi. Judy het baie mooi stukkie gister of vandag op die groepie geplaas, en dit het my nogal laat dink, dat 'n mens die tyd saam met jou geliefdes moet uitkoop. Ek self is skuldig daarom te sê later, net nou, en dan doen ek dit nie. Jy het gister hierdie stukkie gedeel wat sê later, ek praat later met jou. Ek bel jou later. Ek sien jou later. Ons sal later gaan stap, of dit of dat doen. Ek sal jou later vertel. Ons los alles
vir later. Maar ons vergeet dat later nie aan ons behoort nie. Elke sekonde van ons toekoms is in die hande van ons Here. Ja, die dood is iets wat ons vrees, en dit is vir my so mooi dat iemand wat blind en doof was, so 'n mooi voorbeeld kon gee van hoe sy dink die dood is. Bekende doof en blinde skrywer Helen Keller het die proses van dood so beskryf. Sy het gesê om te sterf is niks meer as om van een kamer na die volgende kamer te beweeg nie. Vir my wel 'n verskil, sê sy. In die tweede kamer sal ek kan sien. En dis daai gedeelte wat ons saam gelees het in die hemel. Is daar nie meer diabetes nie. Is daar nie meer virusse nie. Is daar nie meer kapings en moord en siektes nie. Openbaring 7 vers 16 word die hemel beskryf as 'n plek van volkome geluk. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors kry nie, staan daar. Die son sal hulle nie brand nie en die hittegloed ook nie. Want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle herder wees en hulle na die fonteine met die water van die lewe lei. En God sal al die trane van hulle oë afdroog. Kan jy jou dit nou net voorstel? Jan beleef dit eerstens. 1 Korintiërs 2 vers 9 sê, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie. Dit het God gereed gemaak vir die wat hom liefhet. Sjoe. Ek wil graag vir julle vertel het van die navorsing wat gedoen is deur 'n bekendes wie se name ek nou nie gaan noem nie. Dit was 'n bekende sielkundige wat reeds oorlede is en daai fases van rou en van heel word. Ag, julle ken dit, julle het seker al daarvan gehoor. Dit is die fase van ontkenning waardeur jy moet gaan, die fase van onderhandeling, fase van woede of depressie en dan aanvaarding en uiteindelik 'n nuwe identiteit. En so jy vorm jou lewe nou sonder Jan. Jy gaan nou aan sonder Adrian in jou lewe as jy deur hierdie proses van rou gaan. En hierdie sielkundige het geglo dat mense moet gehelp word om deur hierdie proses te gaan om die dood van 'n geliefde te kan verwerk. Jy moet hierdie fases deurwerk en dan kan jy aangaan met jou lewe. En dan is daar ander kenners wat meen dat hierdie gedwonge afskeid, hierdie fases waardeur jy moet gaan om afskeid te neem, eintlik baie ongesond is. En dat selfs tot meer hartseer en troosteloosheid kan lei. Want hulle sê, en ek dink dis iets wat Jesus ook vir ons sê, dat ons hoef nie afskeid te neem nie. Dit is nie totsiens nie. Dit is tot ons weer sien. Jesus het gesê, hy gaan, net soos Jan gegaan het. En Jesus het gesê, hy kom terug en hy kom ons haal, en hy berei vir ons plek voor by die Vader. Is dit nie 'n wonderlike troos nie? Dat hierdie aardse lewe is maar 'n tentwoning wat verbygaan. Ons is nie burgers van die aarde nie, ons is hemelburgers. Ja, ek en jy hoef nooit afskeid te neem van 'n geliefde nie. Ek en jy hoef nie daai finaliteit van jou pa, jou lewensmaat, jou broer, jou oom, van Adrian, Janneman, daai verhouding wat jy met hom gehad het, jy hoef nie afskeid te neem na vandag van hom nie. Daardie nalatenskap mag en moet deel bly vir die res van jou lewe. Onthou al die goeie tye, al die kosbare herinneringe, die mooi herinneringe gaan lê in jou selle en jy word saam met dit oud. En as jy lus het, dan huil jy, soos Jesus gehuil het, daar so ook toe sy vriend gesterf het. Is dit normaal om hartseer te wees as 'n geliefde sterf? Natuurlik. Maar in God vind ons egter die hoop dat ons mekaar weer gaan sien, daar by die Vaderhuis. Is dit normaal om bang te voel vir die dood? Veral in hierdie tye? Ja. Maar ek en jy vind berusting in die wete dat Jesus namens ons gesterf het.
sodat wanneer ek en jy sterf, ons nie die ewige dood sterf nie, maar dat ons net van een kamer na 'n ander kamer beweeg, en dan waarlik sien. Soos 1 Korintiërs 13, se laaste verse sê, ons kyk nou nog in 'n dowwe beeld, maar dowwe spieël, maar eendag as ons by God is, die Vaderhuis, sal ons kan sien, soos Helen Keller ook sê, die dood is van hom nie te sien nie, en om dan te sien wat 'n wonderlike voorreg dit is, om by die Vader te wees. Omdat Jesus vir my en vir jou vrygespreek het, en ons in hierdie vryheid kan leef, sluit ek af deur vir jou te sê dat jy elke dag sal onthou, soos Paulus gesê het, in Filippense 1 vers 22 en 23, om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is my wins. En dan sê hy, of ons lewe en of ons sterwe, ons behoort aan God. 'n Wonderlike troos, dat die dood ons nie skei van God nie, maar ons juis by God uitbring. Mag julle seën en vrede en troos ervaar. Mag julle al die mooi onthou en herinneringsvuurhoutjies bymekaar maak vir daai verlang, koue nagte. Mag die Here vir julle berusting gee. En mag hy ook vir julle genade en oorvloed voorsien in daardie tye wat jy dit nodig het. Amen. Vader God, baie dankie dat elkeen van ons nie die dood hoef te vrees nie, omdat ons geloof en vertroue in U het. Ons erken vandag opnuut dat ons glo dat U Seun, Jesus Christus, die Verlosser is, en dat hy vir elkeen van ons aan die kruis gesterf het, die dood oorwin het, en opgestaan het, sodat nie een van ons wat in hom glo, ooit verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. Vul elkeen vandag en elke dag, veral in hierdie moeilike tyd, asseblief met vrede en rustigheid, by die wete dat hy of sy, ek en jy, aan U, ons God, behoort. Ek vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Mag die Heer jou seën en beskerm, sy aangesig oor jou laat skyn. Mag genade jou in sy liefde hou, mag sy vrede oor jou wees. Mag die Heer jou seën en beskerm, met die kruis vir altyd voor jou. Mag jy vra na sy weer, met elke tree, mag sy vrede oor jou wees. Halleluja.